Goeiemôre en welkom weer by ons reis deur die boek van Matteus. Ons is steeds in hoofstuk 7 vandag en Jesus wys steeds die weg aan en die pad wat ons moet stap om by die bestemming te arriveer wat hy self vir ons in gedagte het. Ons lees vandag uit Matteus 7 vers 13 en 14. Jesus sê, gaan in deur die noupoort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. En daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei. En daar is min wat hierdie pad en hierdie poort vind. Nou die weg wat Jesus vir ons aanbeveel vandag om te loop, lyk anders as die maklike en oënskynlik gemaklike roete wat vir ons voorgehou word in die wandelgange van die wêreld waarin ek en jy lewe elke dag. Die weg wat hy self, Jesus, met sy lewe en sy bloed vir ons gebaan het, om die lewe in oorvloed te ervaar van 'n nuwe hart en ook sy gees wat hy uitstort in ons harte. Dit is die weg wat Jesus vanoggend vir jou en vir my voorhou. Nou dit is vir ons 'n reistog hier op aarde waar sy Heilige Gees ons wil vertroos en wil lei en wil help en raad gee op 'n pad wat moeilik en uitdagend is soms en deur baie obstruksies en vervolging loop tot sy kronkels ons uiteindelik veilig wil laat arriveer by die ewige bestemming in sy teenwoordigheid. Nou Jesus antwoord sy disippels nadat hulle hom uitvra oor die pad wat hulle moet loop om te gaan waar hy heen op pad is, waar hy heen gaan en dan te eindig by hom in sy teenwoordigheid. Ons lees daarvan in Johannes 14 vers 6 tot 7. Jesus antwoord sy disippels en sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my geken het, sal julle ook my Vader geken het. Hierdie is kosbare woorde. Hierdie is Jesus se manier om vir jou en vir my op 'n pad te sit waar ek en jy hom vind. Johannes 10 vers 9 sê Jesus, ek, Jesus is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Die pad wat Jesus wil hê dat ek en jy moet stap, laat my soms dink aan die perde wat hardloop met oogklappe aan. Dis ontwerp sodat hulle net die pad voor hulle moet dophou en niks hulle aandag aan die kante sal aftrek en dat hulle aandag nie afgetrek sal word deur die dinge wat gebeur om hulle reistog op pad na hulle bestemming nie. Hulle kyk net voor hulle en luister na die stem van hulle ruiter wat hulle stuur met sy woorde. Hebreërs 12 vers 1 en 2 praat van so 'n wedloop. Hy sê, daarom dan terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop hardloop wat voor ons lê. Die oog, en hier kom die oogklappe, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat vir hom voorgehou is, die kruis verdraai het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Hy het sy lewe vir jou en vir my gegee, sodat ek en jy hierdie pad kan loop. Dit mag dalk vir jou klink asof die pad wat Jesus vir jou en vir my vandag aanbeveel en voorhou, dat dit moeilik en onbegaanbaar is. Dit mag dalk klink soos 'n wedloop
waar elke waterpunt net suurlemoensap bedien. Weet vandag, dat God se waterpunte bedien water wat werklik jou dors sal les hier in jou binneste wese, en jou sal bekragtig om die nou pad end uit te stap tot die einde. Ons lees in Johannes 4 vers 13 en 14, hoe Jesus dit self gestel het. Hy sê, elkeen wat van hierdie water drink, wat ek julle gee, of die water wat die wêreld gee, sal weer dors kry. Hy praat van die wêreldse water. Dan sê hy in vers 14, maar elkeen wat die water drink, of van die water drink wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Dis die bestemming, dis die eindpunt. Ek sluit af met Openbaring 2. Aan hom wat volhard tot die einde toe op hierdie pad wat Jesus hom gee, sal ek gee om te eet van die boom wat in die middel van die paradys staan. Die boom van die ewige lewe. Is dit nie kosbare woorde wat ek en jy vandag kan omhels nie? Kom ons loop die nou pad. Ja, kom ons sit die oogklappe van die Heilige Gees aan, wat vir ons die pad sal aandui, en ons sal vertroos in die tye wat dit met ons moeilik gaan. Kom ons luister na die woorde van die Ruiter, wat ons wil stuur, sy woord, sy ewige woorde, wat vir jou en vir my lei na die ewige lewe. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of this world will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Yes, turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of this world will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Yes, the things of this world will grow strangely dim in the light of his glory and grace. In the light of his glory and grace.